U is ingeskakel by ons Sondag-aandprogram Haatkraai, 'n program wat saamgestel is deur verskeie geestelike leiers wat verlang dat die Here vir ons herlewing sal gee in Suid-Afrika. Opnuut 'n vuur in die brand sal steek in die binnekant van die harte van sy kinders. Ons sal toerus om 'n lewe te gaan lei wat hom sal verheerlik in 'n wêreld daar buitekant. Hierdie program sal gelei word deur myself, Frans Wakaar, Dominee Johan Botha, Dominee Etienne Marits, Dr. Harold Peasley van Multi Ministries, wat van tyd tot tyd om die beurt boodskappe sal bring rondom herlewing, of verskeie ander sprekers wat ons sal nooi om te kom deel wat die Here ook op hulle harte gelê het. Ek wil vanaand met u so 'n bietjie gesels oor iets heel anders, maar op weg na herlewing. Die rol van die Heilige Gees wat ons voorberei op pad na herlewing, om dinge aan ons bekend te maak wat nog sal kom in elkeen van ons se lewe. Want ons is op reis saam met die Here. Die dag toe ons gebore is, die dag toe ons die Here Jesus ontmoet het as ons verlosser en saligmaker, en daar vir elkeen van ons 'n lewensreis begin. En die dag as ons te sterwe kom, gaan die uiteinde wees van ons lewensreis saam met die Here. Maar op weg soontoe is daar baie dinge wat gebeur so dikwels in 'n mens se lewe. Maar die Here het vir ons een gestuur, die Heilige Gees, om ons harte voor te berei en vir ons te waarsku aangaande die dinge wat nog sal kom. Een van die mees aangrypende tragedies in die wêreld was toe die Titanic gesink het in 1912, soveel jaar gelede, op sy nooiensvaart weg van Southampton op pad na New York in Amerika, wat die wêreld geskud het. Die Titanic was die lengte gewees van 4 rugbyvelde, het 16 enginekamers gehad, was verskeie verdiepings hoog gewees, 'n aangrypende skip as 'n mens kyk daarna, wat gesink het op sy nooiensvaart. 'n Skip wat genoem is bykans onsinkbaar, selfs God kan hom nie sink nie, is geskryf in 'n tydskrif 31 Mei 1911 met die naam van The Shipbuilder. 'n Aangrypende belewenis om te kyk na die lewe van die Titanic en die dokumentêre programme, die mense wat gered is, en mense wat gesterf het, met ander woorde. Die 10de April 1912 het die Titanic die hawe verlaat van Southampton nadat hy gebou is in Belfast in Noord-Ierland en gevaar al die pad na die suidelike dele van Frankryk na 'n plek in die naam van Cherbourg, die kusgedeelte waar hulle gaan pos optel het as dit ware. En toe gevaar het na die suidelike dele van Ierland, by plek in die naam van Cork of Queensferro, die baie bekende Koningsweg, en daar nog 'n verdere 130 mense opgetel het op sy nooiensvaart van daar af dan na New York toe. En dan die 14de April 1912, 11:20 die aand, toe ry hy teen 'n ysberg vas, en die volgende môre 2:30 is die Titanic heeltemal weggebêre onder die noordelike dele van die see, nie so 300 myl weg van New York af. Wat het gebeur? Jy sien, die vaart was geskeduleer, al die pad van Southampton tot by Cherbourg, tot by Ierland en tot by Amerika. En dan sou hy sy passasiers afgelaai het en weer omgedraai met 'n volgende klompie passasiers teruggekeer het, al die pad van Amerika terug na Europa toe. En elke passasier was op 'n reis gewees van 'n leeftyd, 'n vakansie van 'n leeftyd. Maar al langs die pad het daar skielik 'n ysberg opgedaag, wat hulle hele toekomsplanne so half so 'n bietjie belemmer het. So jare wat gelede toe ek uitgenooi is om te gaan optree by 'n gemeente in die suidelike dele van Ierland en Cork, het ek die voorreg gehad om te gaan staan daar by Queen's Ferry, die baie bekende gedeelte. Het my gewys presies waar die Titanic ingevaar het by die hawe gedeelte, waar hy gestaan het daar vir 'n dag of wat, terwyl hy besig was om sy passasiers op te laai en van daar af te vaar, min wetende dat 3 dae later hulle sal vasry teen die ysberg en 'n geweldige tragedie sal beleef. Maar een van die mees aangrypendste oomblikke vir my in daardie oomblik was toe ek staan daar by die museum en ek sien die pragtige poskaarte van die Titanic en ek sien die mooi foto's van die reddingsboei en ek sien die foto's van die reddingsbootjies en ek sien die foto's van daardie geweldige kiel van die Titanic wat geneem is, toe hy gebou is in Belfast. Maar so aan die regterkant van die museum was daar ook poskaarte gewees van al die telex-masjiene en van die operateurs en van foto's wat geneem is toe hy gevind is na die tyd en hoe mense gered is op die Carpathia wat gevaar het na New York toe en al die mense wat gesterf het na Halifax in Canada. Maar een van die poskaarte het my aandag getrek. Daar was 6 poskaarte gewees van 6 verbygaande skepe wat 'n telex boodskap gestuur het en elkeen van die poskaarte die naam van die skip opgehad en die telex boodskappe wat gestuur is vir die Titanic as 'n waarskuwing om te sê, maar daar's ysberge in jou roete, verander die koers van die skip in daardie oomblik. Die eerste skipie se naam was die Athenia gewees, wat besig was om te vaar in die rigting van die Baltiese See na Europa toe.
Daardie boodskap is gedokumenteer op die telex-masjiene, maar is eers 5 of 6 ure later oorgedra vir die kaptein in daardie oomblik. Die skip wat daarna verbygevaar is, sy naam was die Californian. 7:30 die aand is die telex-boodskap geregistreer daar binne in die operateurskamer, maar die operateur wou die kaptein nie gaan pla nie, want hy was besig met sy aandete saam met al sy gaste in daardie oomblik. Die derde skip se naam was die Antillian. En daardie boodskap is ook eers 'n paar ure later gedokumenteer, want die operateur was besig om met sy meisie te telex daar in Southampton in daardie oomblik. Die vierde skip se naam was die Mesaba. Die Californian het direk daarna nog 'n boodskap gestuur, maar die kaptein was besig om te slaap. Die laaste skipie se naam was die Rapashana, wat 10:30 die aand verbygevaar het en 'n boodskap gestuur om te sê, maar verander die koers van die skip, julle is besig om te vaar in 'n rigting wat daar geweldig baie ysberge lê op pad na New York toe. En 50 minute later, toe tref hy die ysberg, 11:20 die aand. 2:30 die volgende môre, het die ysberg veroorsaak dat die skip heeltemal gesink het in die Noord-Atlantiese Oseaan, 300 myl weg van New York af op sy nooiensvaart. Jy sien, elkeen van hierdie passasiers was op 'n lewensreis as dit ware, 'n vakansiereis van Europa na New York, en sou gaan afklim en vakansie hou vir 'n week of 2 en 3, en dan weer sou teruggevaar het al die pad na Europa toe. Dit is deel van een van sy bestemmings in die lewe. Min wetende dat daar is 'n ysberg wat wag. En selfs die kaptein J. Edward Smith en sy bemanning het nie geweet daar is 'n ysberg in die roete nie, behalwe vir die waarskuwingtekens wat gekom het op een of ander wyse om vir die kaptein te waarsku, om die koers van die boot so bietjie te verander, dat die mense veilig in New York kan aankom. En elkeen van ons vandag is op 'n lewensreis saam met die Here Jesus. Die dag as ons tot geloof kom in Christus, die dag as ons gered word, die dag as ons gebore word, begin ons reis as dit ware in die wêreld. Die dag as ons te sterwe kom, is die einde van ons eindbestemming, of dit nou in die hemel is, eendag as ons kinders van die Here daar gearriveer, of bloot net tot sterwe kom hier op aarde. Tussen die dag van geboorte, tussen die dag van ons sterwe, is daar 'n reis wat vir elkeen van ons wag. En op hierdie lewensreis so dikwels, is daar ysberge wat oor elkeen van ons se pad kom. Miskien 'n finansiële krisis op een of ander manier, wat 'n geloofskrisis veroorsaak in elkeen van ons se lewe, om skielik daaraan God vas te hou en om te vertrou, om vir ons te voorsien, en vir ons deur te kom. Dalk miskien 'n geyser wat gebars het in 'n menshuis, of 'n dak wat plat geval het as dit ware, of 'n huis wat afgebrand het, of 'n motor wat gebreek het, of een of ander krisis wat gebeur in 'n mens se lewe. Of dalk kom daar 'n bankrotskap oor 'n mens se pad, of dalk 'n siekte toestand, of bloot die uitdagings van die lewe wat so dikwels oor 'n mens se pad kom, versoekings en beproewinge en swaar kry, maar al gaandeweg is daar altyd een of ander iets wat in 'n mens se lewe gebeur, wat dalk soos 'n ysberg so stilweg oor 'n mens se pad kan kom, om iets te veroorsaak in 'n mens se lewe. Maar ek wil met u gesels vanaand oor iets wat die Here vir u en vir my gegee het, om vir ons op hierdie lewensreis te help. En daardie iets is 'n persoon, die Heilige Gees wat gekom het om as trooster by elkeen van ons te wees. Ons lees in Johannes hoofstuk 14, wat die Here Jesus sê in vers 16, maar ek sal die Vader bid, en hy sal vir ons 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. En dan vers 17, en die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, want dit kan hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle en in julle sal wees. En dan sê hy vers 26, maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dan kom ons by hoofstuk 16 van Johannes, dan lees ons hierdie aangrypende ou teksversie as hy verwys na die Heilige Gees. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, dan sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal net homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig, wat eintlik nog aankom is. Te midde van die arrogansie en die hoogmoed as het ware van die eienaars van die Titanic, wat weggevaar het van Southampton nadat die skip gebou is in Belfast, en gesê het, maar hierdie skip is onsinkbaar, die skip wat die lengte is van 4 rugbyvelde, 'n geweldige, enorme skip wat gebou is, 'n megastruktuur, dat selfs God hom nie kan sink nie. Kom die Here in te midde van sy groot en sy wondergenade, sê hy nogtans 6 verbygaande skepe waarskuwingtekens om te waarsku, dat daar is 'n ysberg in die roete van die skip. En as hulle op enige een van daardie waarskuwingtekens 'n
net miskien die koers so 'n bietjie verander het van 1 graad of 2 grade of 3 grade Celsius as dit ware, na links of na regs, dan sou daardie tragedie vir my gewees het. Selfs al was die skipie se koers verander 50 minute voordat die ysberg getref is, met die Rappahannock se boodskap, dan sou die tragedie vir my gewees het. En so kom die Here Jesus. En op hierdie lewensreis saam met hom, ons pad wat ons saam met hom stap, elke dag kom hy, en hy gee vir ons die Heilige Gees wat gekom het om te woon in elkeen van ons se hart, om ons te waarsku, as dit ware van dinge wat nog aankom is in elkeen van ons se lewe. Die wonder van die Heilige Gees wat gekom het om te woon in die binnekant van elkeen van ons se harte. Die Here Jesus sê die wêreld kan hom nie sien nie, maar julle sal hom sien en julle sal hom ken, want hy sal in jou kom woon, sê hy, en langs jou kom staan. En hy sal met jou praat en hy sal jou vat in die hand en hy sal vir jou begelei. Hy sal aan jou bekend maak dinge wat nog sal kom in jou lewe, die toekomstige dinge. Elkeen van ons vandag, al stap ons deur Suid-Afrika vanaand, al stap ons môre by die werksplek, al loop ons deur in al die shopping malls as dit ware van Suid-Afrika, in die rugbyvelde as ons sportbijeenkomste bywoon, of ons gaan werk toe elke dag, of ons ontspan net so 'n bietjie op vakansie, dan het ons een saam met ons, wat ons in direkte kontak hou met ons Vader wat in die hemel is, wat presies weet, van daardie oomblik wat ons die hemelse skipie as het ware geklim het, ons lewensreis begin het saam met die Here as kind van die Here, en die eindbestemming wat vir elkeen van ons wag. Hy weet van die ysberge van die lewe, die krisisse van geloof wat hy gaan toelaat in elkeen van ons se lewe, om ons so 'n bietjie te vorm en te verander en ons geloof sterker te maak, om hom te vertrou om vir ons te voorsien as dit ware. Of ons karakter te verander, dat ons meer en meer soos die Here Jesus kan word, elke dag van ons se lewe. Of bloot eenvoudig, dat hy besig is om vir ons uit te suiwer, om skoon te word en meer reiner te word in ons alledaagse wandel saam met hom. En dit alles gee hy vir ons een, die persoon van die Heilige Gees. So wanneer ons tot geloof kom in die Here Jesus, ontvang ons die wonder van die Heilige Gees wat kom woon in die binnekant van elkeen van ons se hart. Hy wat vir ons die sekerheid van geloof bring, die vrede en die rus om te weet ons kind van God is, ons saak met die Here is reg. Maar wat ontvang ons wanneer ons die Heilige Gees ontvang? En hoekom waarsku hy vir ons as dit ware van dinge wat nog kom in elkeen van ons se lewe? Die Bybel leer vir ons, wanneer die Heilige Gees kom woon in die binnekant van elkeen van ons se harte, ontvang ons die Heilige Gees self as God. Want die Vader, die Seun en die Heilige Gees is tog een. So wanneer die Here Jesus in my hart kom woon, ontvang ek die Heilige Gees wat my 'n kind van die Here kom maak as dit ware, ontvang ek God self wat in die binnekant van my hart kom woon. Wanneer die Heilige Gees in my hart kom woon, ontvang ek die persoon van die Heilige Gees wat in my kom woon en langs my kom staan. Want die Bybel vertel vir ons dat die Heilige Gees is tog 'n persoon. Hy het emosies soos wat u en ek het vanaand. Hy het 'n gedagte as dit ware. Hy het 'n verstand. Hy het 'n wil wat hy kan neem. Hy het 'n persoonlikheid, met ander woorde. Hy het net nie 'n liggaam soos wat u en ek het vandag in Suid-Afrika. En hy's Gees. Ons ontvang God self wat in my hart kom woon. Ons ontvang die persoon van die Heilige Gees wat 'n persoon is. En hy kom staan langs elkeen van ons as trooster. Die woord trooster kan tog vertaal word met die woord parakletos, wat beteken hy wat gestuur is om langs ons te wees, die gestuurde van die Here, om my metgesel te wees. So wat ek vanaand met u gesels op die televisiekanaal, is die Heilige Gees, toe ek die Here Jesus ontmoet as my verlosser en saligmaker, is uitgestort in my hart. Maar hy's in my hart, en hy sit ook hier langs my vanaand, terwyl ek met u gesels. Want dis wat Jesus vir ons gesê het. As God in my, en as God langs my as persoon en as trooster, en u wat vanaand na my luister, as kind van die Here, het die Heilige Gees in u. So die Gees van God is in u en langs u, al kan hom u nie sien met die blote oog in hierdie oomblik nie. Ons ontvang meer as dit. Ons ontvang die vrug van die Heilige Gees, wat bestaan uit vrede en blydskap en liefde en selfbeheersing, en verskeie ander dinge wat hy vir u en vir my gee, as hy kom woon in die binnekant van ons hart. Ons ontvang die gawes van die Heilige Gees, wat beskikbaar is vir elkeen van ons in die bediening om vir hom tot seën te wees en daar waar hy vir ons geplaas het elke dag. Die gawe van geloof, die gawe van gebed, die gawe van gasvryheid om mense te kan bedien, wat by jou opdaag en by jou kom kuier, en soveel ander gawes wat beskikbaar is. Ons ontvang die dade van die Heilige Gees.
Daar is meer as 25 daarvan, wat ons van lees bloot in die boek Johannes hoofstuk 14 en 15 en 16 en sien in verskeie ander gedeeltes ook. Dinge wat hy kan doen. Ons het daarvan gelees vanaand. En hy sal ons kom herinner. Hy sal ons in die volle waarheid lei. Hy sal met ons praat. Hy sal vir ons dinge kom wys aangaande die toekoms wat nog sal kom in elkeen van ons se lewe. So hy kan spesifieke dinge doen vir elkeen van u en van my. Dis die dade van die Heilige Gees. Ons ontvang die werking van die Heilige Gees daarmee saam om deel te word van elkeen van ons se lewe, bestaande uit twee funksies. Die eerste is bloot die oortuiging van sonde of van iets wat elkeen van ons moet gaan doen. Of hy begin met die veranderingswerk om ons te verander om meer en meer en meer te word, gelykvormig aan die beeld van ons Here Jesus. Ons ontvang die dooping met die Heilige Gees, wat ons kom toerus vir daardie spesiale taak waarvoor die Here vir ons geroep het, of waar hy vir ons geplaas het om 'n verskil te gemaak in 'n wêreld daar buitekant. Ons ontvang die trooster, die advokaat, wat vir ons gaan intree by ons Vader wat in die hemel is, maar meer nog, die een wat gestuur is, sy hooffunksie, is om in my te kom wees, en by my te kom staan. Die wêreld kan hom nie sien nie, maar julle sal hom sien, en julle sal hom ken, sê die Here Jesus. En hy sal vir julle alles kom sê wat ek vir julle gesê het, julle herinner. En hy sal dinge wat nog sal kom eendag, die ysberge van die lewe, julle as het ware kom voorberei, die toekomstige dinge wat nog op pad is. So elkeen van ons in hierdie oomblik, het vir God self deur sy Gees by ons, al kan ons hom nie sien nie. Hy het as persoon langs ons kom staan, met sy hooffunksie as trooster, om vir ons 'n metgesel te wees, al kan ons hom nie sien nie. Ons kan sy vrede en sy rus ervaar as deel van die vrug van die Gees elke dag van ons lewe. Ons kan die gawes van God se Gees beleef elke dag, die gawe van geloof en vertroue, die gawe van smeking en van gebed, wanneer die Bybel verwys. Ons kan elke dag beleef die stem van die Heilige Gees wat met ons praat. Ons kan die oortuiging van sy Gees ervaar, wat besig is om ons te verander en ons te waarsku van dinge wat kom. Jy weet, elkeen van ons, op hierdie reis saam met die Here, het die Heilige Gees as God, as 'n persoon, as trooster, eenmaal langs ons kom staan en binnekant ons kom woon, wat vir ons in direkte kontak bring met ons Vader wat in die hemel is, wat presies weet wat besig is om te gebeur hier in Suid-Afrika en ander dele van die wêreld, wat vir ons kan moed gee, wat vir ons kan vrede gee, wat vir ons kan blydskap gee, wat vir ons kan hoop gee, wat met ons kan praat, wat vir ons kan oortuig selfs van sonde, al maak dit seer, is dit nog steeds 'n goeie ding, wat vir ons kan waarsku aangaande dinge wat nog gaan kom. En terwyl daardie passasiers besig was met hulle lewensreis, daar in die operateurskamer was die kaptein en sy luitenant gewees, en al sy operateurs, 4 van hulle, wat besig was om telex boodskapies te ontvang, al die pad van Southampton en van Amerika, om kontak te maak met die skip en sy roete te bepaal. En was daar 'n gevaar wat besig was om te dryf al die pad van die noordelike dele, 'n hele uit sy koers uit ysberg, wat nie veronderstel was om daar te wees nie, maar dit was daar. Kom die Here, in sy groot en wondergenade, stuur hy 6 verbygaande skepe, met waarskuwingtekens en telex boodskappe om te sê, maar daar iets in die voorkant van jou toekoms, is daar iets wat vir julle wag. Julle kan dit vermy, as jy besig is om die koers van die skip te verander, in hierdie oomblik. En al wat die kaptein moes maak, en sy luitenant, en sy operateurs, is om die koers van die skip so bietjie te verander, en die tragedie sou vermy gewees het. En so op ons lewensreis saam met die Here, het ons een in ons en by ons, wat in kontak is met ons Vader wat in die hemel is, wat presies weet wat besig is om te gebeur in 'n wêreld daar buitekant. En al wat hy van u en van my vra, is om in kontak te bly met die een wat presies weet wat besig is om te gebeur in hierdie wêreld. En terwyl ons besig is met ons lewensreis in hierdie oomblik, dan kom daar heel dikwels momente in 'n mens se lewe, kom daar krisisse oor 'n mens se pad, kom daar geleenthede wat ons kan weglei en mislei as dit ware van 'n intieme liefdesverhouding met die Here. Dan die een wat in ons is en by ons is, wat in kontak is met ons Vader, wat presies weet wat besig is om te gebeur, kom en hy gee onrustigheid in elkeen van ons se hart. Bring selfs 'n oortuiging van sonde om ons te waarsku van dit wat besig is om te gebeur.
Ek dink in 'n verhaaltjie wat ek gelees het so 'n tyd gelede wat Randy Elkum vertel van 'n man wat hom kom sien het een môre, 'n geestelike leier van Amerika op 'n tyd en hy kom sit daar in sak en as in sy studeerkamer as dit ware en hy bars in trane uit en hy het 'n geweldige probleem en hy sê maar hy skielik het daar 'n ding oor hom gekom, hy het gisterand saam met 'n ander man se vrou geslaap. Maar terwyl hy besig was om te praat, sê hy, maar ek weet nie waar kom dit vandaan nie. Is Randy besig om te skuif met sy hand met 'n boek op die tafel. En terwyl die boek al nader beweeg aan die kant van die studeerkamertafel as dit ware, en skielik val die boek van die tafel af en hy val met 'n klapgeluid op die grond. Skrik die dominee as dit ware en hy kyk na waar die boek geval het en toe vertel Randy vir hom, hierdie boek het nie nou sommer van self afgeval van die tafel af nie. Hy het geval omdat hy gekom het by die rand oor 'n periode van tyd. Jy het nie oornag saam met daardie ander man se vrou besluit. Jy het nie vanmôre wakker geword en besluit maar ek gaan vandag saam met hierdie man se vrou slaap nie. Oor 'n periode van tyd gebeur wat jy toegegee het en skielik eendag toe kom jy by die ysberg van jou lewe. En die tragedie was dat jy sit vandag met 'n krisis hier in my kantoor. En net so kom die Heilige Gees en kom waarsku hy vir ons elke oomblik toe ons in kontak was met daardie persoon miskien, of miskien met daardie geleentheid, of met daardie sonde as dit ware wat oor 'n mens se pad gekom het, maar oor 'n periode van tyd daardie stil, sagte stem, daardie oortuiging, daardie bewustheid van die Heilige Gees om 'n koersaanpassing te maak in jou lewe, wat jy geïgnoreer het. En skielik een môre loop ons onsself vas in 'n ysberg, dan wonder waar kom dit vandaan? Maar al die tyd was die stil, sagte stem daar. Was die een wat God vir ons gestuur het, die Heilige Gees in ons en by ons en saam met ons as trooster, as persoon, as God self, wat weet wat besig is om te gebeur. En net soos daardie mense op die skip, ignoreer ons heel dikwels die stil, sagte stem van die Here. Die waarskuwingstekens, die ongemak, die onrustige, die skielike bewustheid van iets wat besig is om te gebeur. En gee ons maar so bietjie toe elke dag van ons lewe. En een môre, dan het ons 'n krisis in ons lewe. Net omdat ons na die stil, sagte stem, die oortuiging van die Heilige Gees nie geluister het nie. En ek wil vanaand vir u sê, u moet moed skep. Op ons lewensreis saam met die Here, is daar baie uitdagings oor 'n mens se pad, is daar baie ysberge, is daar baie krisisse wat kom, is daar baie geloofsuitdagings, baie probleme, wat toegelaat word deur die Here in elkeen van ons se lewe, om ons te vorm en te verander, om na die beeld van die Here Jesus gelykvormig te word, ons te kom uitsuiwer en skoon te maak, dat ons reiner en meer heilig kan leef elke dag van ons lewe, of bloot dat hy ons geloof kan kom versterk, maar op reis saam met hom om al die dinge te kom deel maak van ons lewe, gee hy vir ons een, wat ons in kontak bring met ons Vader wat in die hemel is, wat presies weet wat besig is om te gebeur. Ek weet nie wat die Here besig is om vir u te sê nie, maar ek wil vanaand vir u goeie nuus gee. Skep moed, daar is een in u en langs u, wat in kontak is met ons Vader wat in die hemel is, wat presies weet wat besig is om te gebeur in ons mooi land Suid-Afrika, in 'n wêreld daar buitekant. Hy het vir ons een gegee wat met ons kan praat, ons oortuig, ons bewus kan maak van dinge wat nog sal kom in 'n mens se lewe, om ons te waarsku van toekomstige dinge. Maar al wat hy van ons vra, is om sensitief te wees vir sy stem en sy oortuiging en sy bewustheid as hy besig is om met ons te praat.
U is ingeskakel by ons Sondagaandprogram Haatkraai, 'n program wat saamgestel is deur verskeie geestelike leiers wat verlang dat die Here vir ons herlewing sal gee in Suid-Afrika. Opnuut 'n vuur in die brand sal steek in die binnekant van die harte van sy kinders. Ons sal toerus om 'n lewe te gaan lei wat hom sal verheerlik in 'n wêreld daar buitekant. Hierdie program sal gelei word deur myself, Frans Wakaar, Dominee Johan Botha, Dominee Etienne Marits, Dr. Harold Peasley van Multi Ministries, wat van tyd tot tyd om die beurt boodskappe sal bring rondom herlewing, of verskeie ander sprekers wat ons sal nooi om te kom deel wat die Here ook op hulle harte gelê het. Welkom by Sondagaand se program Haatkraai, waar ons praat oor herlewing of beginsels van herlewing en waar ons verlang dat die Here deur sy Gees ons land Suid-Afrika opnuut sal kom besoek met herlewing, waar verskeie sprekers praat oor verskeie onderwerpe rondom herlewing of beginsels daarvan. Ek het verlede Sondagaand met u gesels rondom die gedagte van ysberge in 'n mens se lewe. Nou die Here deur sy Gees vir ons gekom het om vir ons te waarsku aangaande goed wat so heel dikwels oor 'n mens se pad kom, of wat hy toelaat in 'n mens se lewe. Hy het vir ons 'n ander een gegee, die Heilige Gees, om vir ons te waarsku. Solank ons in kontak bly met hom en sensitief is vir sy stem en die oortuiging van sy Gees daarop reageer en bewus wees van hom, dan vermy ons die ysberge van die lewe, behalwe wat hy toelaat in 'n mens se lewe. En ek wil vanaand met u gesels wat gebeur so heel dikwels in 'n mens se lewe as jy jouself vasloop in daardie ysberg in jou lewe. Kaptein J. Edward Smith was die kaptein gewees wat die kaptein was van die Titanic die aand toe hy in die ysberg vasgery het. 'n Man wat op sy laaste vaart sou vertrek het van al die pad van Southampton tot in New York. Hy sou daar afgeklim het en hy sou op pensioen gegaan het en hy sou gaan aftree. Dit is sy laaste vaart geskeduleer as die mees ervare kaptein van sy loods van sy maatskappy. Maar daardie man se lewe dramaties verander die aand toe die ysberg skielik voor die Titanic kom staan het en die kaptein en al sy bemanning die aand gesterf het in daardie ysberg ongeluk. Wanneer daar 'n ysberg oor 'n mens se pad kom, soos in die geval van kaptein J. Edward Smith, dan gebeur daar 3 dinge in 'n mens se lewe. Die ysberg in die kaptein se lewe het vir hom verder geneem as wat hy graag wou gegaan het in sy lewe. Elkeen van daardie passasiers, elkeen van die bemanningslede, elkeen van die operateurs in die operateurskamer en selfs die kaptein het verder gegaan as wat hulle graag wou gegaan het. Die meeste van die mense het bloot eenvoudig 'n bootkaartjie gekoop, of dit nou 'n 3de klas bootkaartjie was, of 'n 2de klas, of 'n 1ste klas, al die pad, was dit net van Cherbourg, of van Southampton, of al die pad van Cork af tot by New York, bloot eenvoudig net 'n enkel kaartjie reis tot by New York, en sommige het 'n retourkaartjie gekoop. Maar hulle wat gesterf het, al 1753 mense, het 13.000 voet in die donker dieptes van die Noord-Atlantiese Oseaan afgesak. Hulle het gesterf. Hulle het verder gegaan as wat hulle wou gegaan het, net soos met die kaptein. Wanneer daar 'n ysberg skielik in 'n mens se lewe opdaag, soos in die geval van kaptein J. Edward Smith of die bemanningslede of selfs die passasiers, dan gaan 'n mens nie maar net verder wat jy wil gaan nie. Maar 'n mens bly ook langer by die ysberg as wat jy gedink het jy gaan bly. Hulle wat gesterf het lewenslang gebly. Die mense het gedink bloot net eenvoudig om 'n kaartjie te koop vir 'n reis van 4 of 5 of 6 dae, al die pad van Europa tot in New York, maar het lewenslang gebly. Die koste wat hulle betaal in die 3de plek was baie hoog geweest. Die meeste van die mense koop 'n kaartjie, 3-ster kaartjie, 2-ster kaartjie, 1-ster kaartjie vir jou kajuite en vaar al die pad tot in Amerika, New York. Maar die koste wat hulle betaal was soveel meer. Een van die rykste persone in die wêreld, die naam van John Jacob Astor, in daardie oomblik in 1908 was hy alreeds $100 miljoen sterk geweest, het gesterf op daardie vaart al die pad na Amerika. Maar die naam van Major Ian Pearson het $200,000 saamgeneem net vir sy sakgeld vir die reis op die boot soontoe en terug na Europa toe. Hy het oorleef, maar al sy geld is weg in die Noord-Atlantiese Oseaan en hy het bloot net 3 lemoene saam met hom geneem vir padkos op die bootjie. Die koste van die kaartjie was maar 1 prys, maar die meeste van die mense het baie meer betaal as wat hulle gedink het hulle gaan betaal, met hulle lewe, met hulle sakgeld, met alles wat hulle verloor het op daardie reis. Die koste van 'n ysberg is geweldig hoog. En so 'n ysberg in elkeen van ons se lewe, as jy jouself vasloop in so 'n ysberg, dan hou so 'n ysberg 'n mens heel dikwels langer besig as wat jy wil besig bly. Dit vat vir jou verder as wat jy wou gegaan het in jou geestelike lewe as dit ware. En die koste wat jy betaal is baie hoog.
Een so man wat mooi vergelyk in die Bybel met kaptein J. Edward Smith, is 'n man met die naam van Dawid. Die geliefde man, 'n gunsgenoot van die Here, sê die Bybel. 'n man, die man van Isaai, die seun van Isaai die Betlehemiet, sê die Here. 'n man wat so na my hart alles sal doen wat ek vir hom vra om te doen, het hom vasgeloop in sy ysberg in 'n moment in sy lewe. En haar naam was Bathsheba. Sien, eendag was Dawid besig om in die paleis te bly in Jerusalem, en hy het nie gegaan na die oorlog om te gaan veg daar waar die Here wil hê hy moet wees in sy geestelike lewe, as dit ware op die voorpunt van sy weermag, om te veg teen die Filistyne en teen die Amalekiete en al die mense rondom wat aanval teen Jerusalem en die volk van Israel, en hy bly by die huis. En op so 'n dag wat hy al so bietjie afvallig begin raak in sy geestelike lewe, as dit ware, want hy was nie daar waar hy behoort te wees saam met die Here nie, kom daar 'n ysberg oor sy pad, Bathsheba, en hy loop homself vas in die binnekant van haar. Ons lees in die Bybel in Deuteronomium hoofstuk 17 vers 14 tot 17, daar 3 waarskuwings is van die Here teen die konings van sy tyd wat hulle self nie moet inbevind nie. Die Bybel sê as jy 'n koning is van 'n land, dan moet jy nie vroue najaag nie. Jy moet nie vir jouself baie geld versamel as die koning van 'n land. Jy moet ook nie jou sterkte vind as dit ware in perderesies en perdekarre en strydwaans nie. En Dawid het geweet toe hy koning word van hierdie teksgedeelte in Deuteronomium hoofstuk 17, wat die Here praat daarvan. En daarom skryf Dawid in Psalm 20 vers 8, hy sê, sommige mense se krag en se sterkte is in strydwaans en perruiters soos die Egiptenare, maar ons krag en sterkte vind ons in die naam van ons Here. Dawid ken Deuteronomium hoofstuk 17. Hy vind sy sterkte in die Here. Hy het nie geld nagejaag in sy lewe nie, maar Dawid het een swak plek in sy lewe gehad. Dit was vrouens gewees. En hier in Jerusalem in daardie oomblik van swakheid, een môre, toe sondig hy met Bathsheba. En Bathsheba het vir Dawid, toe hy die waarskuwingtekens begin ignoreer het, glo ek met my hele hart, en as Dawid geweet het, dat hy slegs die man moet wees van een vrou, het Dawid toe hy in Hebron die koning was, en later in Jerusalem, lees ons in 2 Samuel hoofstuk 3, het hy van nog die een vrou na die ander vroue geneem, 6 vroue om die waarheid te wees, en ek glo met my hele hart, dat elke slag as Dawid vir hom 'n nuwe vrou gevat het, teen die wil van die Here, dan sou God met hom daaroor gepraat het, maar nogtans het die Here dit toegelaat, omdat Dawid 'n geliefde seun was van die Here. Maar hierdie môre, toe hy 'n bietjie navraag doen oor Bathsheba, en hy sondig met Bathsheba, toe neem Bathsheba vir hom verder, as wat hy graag wou gegaan het. Dawid het bloot maar gesit op die balkon van sy paleis eendag en afgekyk as dit ware in die pragtige ou huisie rondom die stad van Dawid, en skielik sien hy hierdie pragtige beeldskone vrou Bathsheba besig om 'n bad te neem nadat sy haar gereinig het van haar maandelikse onreinheid. En Dawid begin navraag doen oor Bathsheba. Jy sien, oor 'n periode van tyd toe die Here met Dawid gepraat het, en Dawid die gewaarskuwingtekens en die uitdagings as dit ware, wat die Here oor sy pad gebring het, so bietjie vir bietjie geïgnoreer het, en die een vrou na die ander geneem het in Hebron en toe in Jerusalem, dat sy hart nie meer so ingestel was op die stem van die Here, en so sensitief was, wat die Here besig was om vir hom te sê nie. Dat Dawid homself bevind in die paleis as dit ware, in tyd van oorlog, in steede van om saam met Joab te veg in die voorste linies van die oorlog. Toe kom Bathsheba oor sy pad. En Dawid gaan vir 'n paar oomblikke in sy gemoed en sy hart verder, as wat hy gedink het hy wou gaan. Hy het net vir 'n paar oomblikke gekyk het, homself verlustig het as dit ware, in die pragtige bou en die beeldskoonheid van die vrou, wat besig was om 'n bad te neem, vanaf die buitekant. Maar Dawid het verder gegaan. Hy het navraag gedoen oor Bathsheba, en het haar kom na sy paleis. Jy sien, die ysberg in Dawid se lewe het vir hom ook verder geneem, soos kaptein J. Edward Smith, daar op die skipie van die Titanic, toe hy gevaar het al die pad in New York en Amerika. Hy het verder gegaan as wat hy wou gegaan het. Die kaptein wou maar net vaar van een punt na ander punt, maar hy is 13.000 voet in die Atlantiese Oseaan in. Daar wil maar net kyk vir 'n paar oomblikke, om self te verlustig in die mooi van die beeld van die vrou, maar hy het verder gegaan. Hy het navraag gedoen, wat gelei het na oorspel, en later bedrog en leuns en selfs moord in sy lewe. Maar jy sien, Bathsheba het ook in die tweede plek, net soos die ysberg van die Titanic, vir hom langer besig gehou, as wat hy beplan het om besig te wees. Toe Bathsheba opdag daar by die paleis van koning Dawid in daardie oomblik, en
en hy navraag gedoen het, en sy kom kuier vir hom, en hy met haar as dit ware praat, en hy met haar geslagsgemeenskappe oefen het, en sy saam met hom geslaap het sy weggegaan van die paleis af, en toe dat weet sy vir hom oor 'n periode van tyd, maar sy het swanger geraak. Jy sien, Dawid het vir 'n oomblik gekyk, toe gaan hy verder, en toe het hy met haar gemeenskap gehad, toe stuur hy vir haar terug, maar toe dat weet sy vir hom, sy is swanger. Daardie oomblik van swakheid, daardie oomblik van sonde in Dawid se lewe, het gemaak, dat hy nie net langer gebly het nie net verder gegaan het nie, want sy het swanger geword, en vir 9 maande, het daardie oomblik van swakheid en daardie sonde, by Dawid gebly. Ek dink aan 'n man die naam van kaptein, en sy vroukie Smit, Lucien Smit as het ware, wat ook op daardie skip gevaar het, al die pad van Southampton na New York toe. Toe daardie kaptein die opdrag gee om te sê, maar die kinders en die vrouens moet eers klim in die reddingsbootjies. Toe staan hy by die kaptein en sê, kaptein, maar ek en my ou vroukie was nog nooit geskei van mekaar gewees nie. Kan ek nie maar saam met haar in die reddingsbootjie klim om saam met haar te gaan nie? Sê die kaptein, nee, vrouens en kinders eerste. En toe kyk hy vir sy vrou en hy sê vir haar, mamma, ek sal binnekort by wees, gaan jy so lank? Ek gaan net agterbly, ek sal saam met die volgende skuitjies kom. En sy het oorleef en hy het gesterf, en sy het haar man nooit weer gesien nie, want hy het langer agtergebly, as wat hy beplan het om te bly. Die oomblik van swakheid saam met Dawid en Batsheba by hom gebly vir baie langer as 'n oomblik van kyk, van navraag doen, van 'n bietjie verder gaan as wat hy gedink het hy gaan. Sy het by hom gebly vir 9 maande, want sy het swanger geword. Jy sien die koste wat die mense betaal het op die Titanic wat gesterf het, was geweldig hoog gewees. Hulle het eerste klas kaartjies gekoop, en tweede klas, en derde klas, en bloot net 'n vaarkaartjie van een plek na 'n ander plek, en baie het betaal met baie meer geld. Die klere is verloor, die geld is verloor, die saggeld is verloor. Hulle het met hulle lewens die prys betaal. En net so ook die geval van Dawid. Dawid het nooit gedink aan die koste van daardie een oomblikse sonde saam met Batsheba, wat vir hom 'n ysberg geword het in sy geestelike lewe in daardie moment nie. Hy het net 'n bietjie navraag gedoen, toe gaan hy verder. Hy het net met haar gesondig as het ware, toe bly sy by hom langer. En die koste wat hy betaal was aangrypend gewees, wat in die stad van Dawid uitgebasyn is vir die mense om te sien. Jy sien, die hele Jerusalem het geweet van Dawid se sonde, want dit is bekend gemaak in die stad van Dawid. En almal het geweet wat gebeur het. Dawid het nie gedink dat hy gaan leuns begin vertel om sy sonde met Batsheba so half 'n bietjie te verdoesel en te verskans en weg te steek as dit ware nie. Want hy het bedrog gepleeg toe hy probeer het om vir Uria saam met sy vrou te laat slaap, dit lyk asof dit sy babatjie is. Dawid het bedrog gepleeg. En daardie oomblik toe dit nie werk nie, en die baba sterf later van tyd, en net voor dit moes hy eers 'n moord gaan pleeg om van Uria ontslae te raak. So Dawid se sonde van kyk en van begeer, tot by 'n gemeenskapsdaad, tot 'n babatjie wat swanger word, 'n vrou wat swanger word met 'n babatjie, lei tot bedrog en tot leuns, en 'n hele stad wat weet van sy sonde, en van 'n moord wat gepleeg is van Uria, en meer nog, en toe sterf die baba. Hy het nie gedink die baba sal sterf nie. Maar ons lees, as gevolg daarvan het verskeie ander dinge gebeur. Want toe die profeet by Dawid kom en vir hom vertel, maar as gevolg van jou sonde, gaan daar soveel ander dinge ook met jou gebeur. En die gevolg daarvan is sy eie dogter Tamar, is deur sy eie seun Amnon verkrag. Hy het nie daaraan gedink nie. Sy seun Absalom opgestaan teen Dawid in 'n tyd van oorlog, en in die volk se harte weggekleef as dit ware van Dawid af in daardie oomblik. Dawid het die glimlag van God se lewe, oor God se gesig as dit ware oor sy lewe verloor. Maar ons lees in 2 Samuel hoofstuk 15 vers 12 en ook in Psalm 41 vers 10 van Agitofel. Die Bybel vertel vir ons dat die raad van Agitofel in die Bybel, een van die raadgewers van Dawid, was soos die raad van God self gewees. En in daardie oomblik draai selfs Agitofel sy rug op Dawid, wat besig was om droog te maak. En hy verloor die glimlag van God op sy lewe. Wie was Agitofel gewees? Die Bybel vertel vir ons, hy was die vader van Uria. En wie was hy gewees? Die vader van Eliam was eintlik die oupa van Batsheba. Agitofel die vader van Eliam, en Eliam die vader van Batsheba. Die oupa van Batsheba draai sy rug op Batsheba, die skoonvader van Uria. Dawid het nie gedink aan die koste van een oomblik van 'n bietjie kyk, en toe navraag doen, en 'n bietjie langer bly, en vertoef,
En toe raak dit 'n geweldige probleem, eerder net as 'n oomblik wat hy navraag gedoen het, wat hy eintlik nie moes gedoen het nie. U sien, sonde is 'n ding wat vir ons langer besig hou, as wat ons graag besig sou wou bly. Sonde is iets wat in 'n mens se lewe gebeur, wat vir jou verder neem as wat jy dink jy sal gaan in jou geestelike lewe. Sonde se koste en se prys is geweldig hoog om te betaal, as 'n mens jouself eers vasgeloop het binnekin daardie ysberg wat vir jou besig is om vir jou besig te hou. Kaptein J. Edward Smith was op 'n lewensreis gewees, sy laaste vaart vir sy lewe, van een punt na 'n ander. Hy het verder gegaan as wat hy gedink het hy sou gaan. Hy het langer gebly as wat hy gedink het hy sou bly. Die prys wat hy betaal het selfs was baie meer as wat hy gedink het hy gaan betaal. En so elke ander passasier en bemanningslid van die Titanic in 1912 toe hy gesink het. En so ook in Dawid se lewe. Dawid het verder gegaan as wat Dawid wou gegaan het in sy verhouding met Batsheba. Dawid het langer gebly as wat hy beplan het om te bly in sy verhouding saam met Batsheba, want sy het swanger geword en vir 9 maande sit in die krisis van daardie oomblik van swakheid saam met Batsheba. Dawid se prys en koste wat hy betaal was baie meer as wat hy gedink het hy sou betaal. Die glimlag van God se gesig het verdwyn. Dit is uitgeroep as dit ware van die huise van die stad van Dawid in Jerusalem, die sonde wat hy gepleeg het. Agitofel wat sy rug op hom gedraai het, Tamar wat verkrag is, Absalom, en een bedrog na die ander wat gepleeg is. Die koste van Dawid was geweldig hoog. En alles het begin toe die waarskuwingstekens wat gekom het vir die skip geïgnoreer is. Een skip wat verbyvaar na die ander met 'n telex-boodskap om te sê, maar verander die koers van hierdie skip se lewe as dit ware, want daar's 'n ysberg wat besig is om te wag, is geïgnoreer. En so kom die stem van die Here ook na Dawid en praat met hom en sê, Dawid, van 'n koning verwag ek, jy moet tog nie geld najaag nie, jy moet nie vroue najaag nie, jy moet nie vir jou krag en jou sterkte gaan voed in strydwaans en perde nie, maar vind jou krag in die naam van die Here. En Dawid gehoorsaam 2 van daardie 3 opdragte van die Here, maar die 3de een ignoreer hy. En oor 'n periode van tyd word hy gedesensiteer, een dag na die ander, as hy die vrou neem in Hebron, 6 vroue. En toe een môre loop hy homself vas in Batsheba. Nou vir elkeen van ons wat vanaand na hierdie program kyk en luister, is dit dieselfde waarskuwing wat die Here graag vir u en vir my wil gee. In ons verhouding, ons wandel saam met die Here. Want ons is op reis saam met God vandag in Suid-Afrika. Daardie ontmoeting met die Here Jesus is maar die begin van ons lewensreis saam met hom. Daar gaan 'n dag aanbreek wat ons vir ewig en vir altyd saam met hom gaan wees. As ons gaan inkom as dit ware in die hemelse stad Jerusalem en vir ewig en vir altyd saam met Jesus sal wees. Maar op reis van hierdie dag tot op daardie wonderdag sal daar baie dinge oor ons pad kom. Sommige wat God toelaat in 'n mens se lewe, soos in die geval van Job. Ander wat oor 'n mens se pad kom as gevolg van omstandighede, die dinge van die lewe, die krisisse van die lewe, of dinge wat die bose oor ons pad bring as dit ware. Maar op hierdie reis saam met hom, het hy vir ons eengegee, die Heilige Gees, wat gekom het as trooster, om in ons te kom woon, om langs ons te kom staan, om vir ons te waarsku, met ons te praat, ons sensitief te maak van dinge wat nog besig is om te kom. En as ons besig is om so 'n bietjie af te dwaal van die Here af, en gedesensiteer te word as dit ware, en meer ingestel te word op die dinge van die wêreld, of miskien te begin wegdwaal van die Here, dan praat hy met ons. Hy bring 'n oortuiging van sonde in ons hart, en al wat hy vir ons sê, my kind, verander die koers van jou lewe, want jy is besig om te beweeg in 'n verkeerde rigting. En as ons daarop reageer in gehoorsaamheid, en ons stap die reguit pad weer saam met hom, dan mis ons die ysberge van die lewe. Maar so heel dikwels, ons as kinders van die Here, ignoreer daardie stil, sagte stem. Dan stap ons eie pad so vir 'n tyd lank. Dan staar ons vir 'n paar oomblikke langer, selfs na 'n beeld op televisie of koerante of tydskrifte, of selfs mense wat oor ons pad kom as dit ware. En oor 'n periode van tyd word ons ook gedesensiteer. Ek dink aan 'n man die naam van Bill McLeod, wat die Here gebruik het in die herlewing van 1970-72 in die westelike dele van Kanada en Saskatchewan, toe God herlewing gestuur het en vir 6 weke lank elke aand 'n saal vol mense getrek het en vir weke lank in die harte van mense gewerk het. En alles begin by die gemeente van Ebenezer. En hoe dinge verander het oor 'n periode van tyd, en hoe Bill McLeod onlangs vir ons gesê het, hy is so geskok in hierdie oomblik om te sien, as hy kyk na al die goed rondom hom, dat hy self nie eers meer geskok is nie.
Oor 'n periode van tyd word ons gedesensiteer. Dinge wat vroeër jare vir ons sonde was, is vandag nie meer sonde nie. Dinge wat vir ons erg was in tydskrifte en koerante en selfs groot kennisgewing borde langs die pad, of advertensies op televisiekanale en selfs in vliegtye, is vandag nie meer vir ons 'n probleem nie. Ons is al so gewoond oor 'n periode van tyd, wat ons nie eers meer agterkom het ons so half wegdryf as dit ware, van daardie sensitiwiteit om weg te kyk van goed wat verkeerd is, of gesprekke wat dalk miskien gevoer word op een of ander manier nie. En dan as ons weer sien, dan is ons maar deel van die stroom van die wêreld, omdat ons nie sensitief genoeg was vir daardie stil, sagte stem, wat besig is om ons te waarsku van dinge wat besig is om te gebeur nie. En een môre, dan loop ons onsself vas as dit ware, in die ysberg van die lewe. Of dit nou Bathsheba is, of dit 'n leuen is, of dit nou bedrog is, of dit bloot 'n geval is soos in die Titanic, dit maak nie saak nie. Maar daardie oomblik hou vir ons langer besig, as wat ons besig wil bly. Dit neem vir ons verder, as wat ons gou gegaan het in ons geestelike lewe. En die koste wat ons so dikwels betaal vir ongehoorsaamheid aan die stem van die Heilige Gees, die ignoreer daarvan, die onsensitiwiteit, is dikwels baie hoër as wat ons dink ons sou betaal het. Een aspek van die prys is dat die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, die rus en die wonder van sy teenwoordigheid in 'n mens se lewe, gaan so heel dikwels weg. Ons gaan maar deur die motions van die lewe, ons gaan kerk toe, ons staan op, ons lees ons Bybel, ons bid, maar daardie sagte, tere teenwoordigheid van die Here, daardie bewustheid van Hom in ons lewe, daardie vrede, daardie rus wat alle verstand te bowe gaan, is so heel dikwels weg in 'n mens se lewe. En dan sit 'n mens met 'n probleem. 'n Jong meisie byvoorbeeld, as die Here met haar praat om te sê, my kind, jy moet tog nie saam met 'n jong man gaan slaap voordat jy getroud is nie, want jy kan dalk swanger word, of jy kan siektekieme optel. En as die Here kom en hy praat met haar voordat sy droog maak miskien, of saam met 'n jong seun die aand miskien, as dit ware in 'n bed gaan klim, en sy word swanger. Sy kan haar sonde gaan bely voor die Here, sy kan haar vrede terugkry as dit ware, in die binnekant van haar hart, en sy kan weet, God het haar vergewe, en sy ervaar die vergifnis en die sondebelydenis in die binnekant van haar hart. Maar die probleem sal by haar bly vir 9 maande, want sy het swanger geword. En selfs vir langer, want die babatjie gaan gebore word. Jy sien, 'n ysberg, 'n sonde, 'n krisis in 'n mens se lewe, vat jou heel dikwels verder as wat jy wil gaan. Dit hou vir jou langer besig, as wat jy langer gehou wil word. En die prys wat mens betaal, is heel dikwels baie meer, as wat 'n mens gedink het in daardie oomblik. En alles begin in daardie oomblik, as die een wat in ons is, die Heilige Gees, en langs ons staan, met ons begin praat, en ons begin oortuig, en ons begin bewus maak van dinge in ons geestelike lewe, maar meer nog, van dinge wat besig is om te gebeur, wat hy ons van wil waarsku, en van wil weerhou as het ware, en ons was nie sensitief genoeg vir sy stem, toe hy met ons daaroor gepraat het nie. Of ons was nie gewillig gewees om te gehoorsaam, en 'n koersaanpassing te maak in ons geestelike lewe, en op sy stem te reageer, en weg te stap van daardie moment af nie. En as gevolg daarvan het ons vasgeloop in 'n krisis of 'n ysberg van ons lewe, of heel dikwels soos in die geval van Dawid in Bathsheba. Dit kan pornografie wees, dit kan welis wees, dit kan bankrotskap wees, dit kan onrein gedagtes wees, dit kan een of ander probleem wees wat skielik oor 'n mens se pad kom. Maar 'n mens besluit nog nie oornag om te sondig nie. Oor 'n periode van tyd gee ons 'n bietjie toe en 'n bietjie meer toe, en een môre het ons skielik 'n probleem. Ek weet nie wat is jou probleem vanaand nie, maar ek wil vir jou sê, in Dawid se geval, hy kon terugkeer na Psalm 51 in diepe berou, en sy sonde voor God gaan bely en gaan regmaak, en die Here het vir hom herstel in sy geestelike lewe, opnuut in die binnekant van sy hart vrede en rus kom uitstort, met ander woorde, hy was herstel in sy verhouding saam met die Here, na sy ysberg met Bathsheba. En hy kon voortgaan met sy verhouding en sy wandel met die Here. Dit is nie vir u te laat, as u self vasgeloop het in 'n ysberg nie. Al wat die Here vanmôre vir u wil sê is, my kind, keer terug na my toe. Kom maak reg. En ek gee vir jou opnuut weer my vrede en my rus in die binnekant van jou hart. En vir u wat nog nie vasgeloop het in 'n ysberg nie, maar die Here is besig om te praat met u en met my, dat ons sensitief sal wees vir die stem, die oortuiging, die bewustheid daarvan,
om 'n koersaanpassing te maak, om die ysberg wat kom, wat ons verder gaan vat, langer gaan besig hou en meer gaan laat betaal as wat ons wil betaal, kan vermy in ons lewe. Mag die Here vir u help om die ysberge van die lewe te mis, omdat u fyn ingestel is op die stem van hom wat in u woon en langs u kom staan het. Amen.